Hartlike goeiemôre aan elkeen so saam as die huis van die Here. En ek wil dankie sê vir die kerkraad en vir Dominee Johan wat vir my die geleentheid gegee het om die woord van die Here te bedien hierso vanmôre. Is vir my 'n groot voorreg. Ek waardeer dit baie. Wie mag staan in die heilige plek? Wie mag staan in die huis van die Here? Hy wat rein is van hart, hy wat suiwer is van voet. Here, ons vra vir U dat U hierdie gemeente sal seën vanmôre, dat U met ons sal praat, en dat U in ons teenwoordig sal wees en dat U met ons sal werk. Amen. Ek nooi om die woord van die Here saam met my oop te maak by Johannes hoofstuk 1. Dit is 'n baie bekende gedeelte. Ek seker daarvan net deur te sien waar die skriflesing is of dit afgekondig te hoor, behoort U al reeds te begin verse opsê en te sê ja, ek weet wat in hierdie hoofstuk aan die gang is. Johannes hoofstuk 1. En terwyl jy daarin blaai, stel jouself voor dat U besig is om vir baie belangrike pos te wag. En ons doen dit nog op die ou manier en U staan en kyk en wag daar by die posbus. U kan nie wag vir hierdie baie belangrike nuus om te kom nie. En die posbode kom en hy gooi daai brief uiteindelik in die posbus en U hardloop en U gee vir die posbode 'n drukkie en 'n soen en neem saam met hom 'n selfie om vir hom te sê, hoe wonderlik is dit dat jy die persoon is wat vir my hierdie nuus bring. En daai arme ou wat die pos afgelewer het, gaan dink hier's mal mense, gaan nooit weer hierdie pos kom aflewer nie. En baie keer is dit eintlik die fout wat ons maak wanneer dit kom by die evangelie. So kom ons lees saam Johannes hoofstuk 1 vanaf vers 1. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God, en alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was die lewe, en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. En daar was 'n man van God gestuur, wie se naam Johannes was. Hy het tot 'n getuienis gekom om van die lig te getuig, sodat almal deur hom sou glo. Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die waaragtige lig, wat elke mens verlig, was aan die kom in die wêreld. Hy was in die wêreld, en die wêreld het deur hom ontstaan, en die wêreld het hom nie geken nie. Hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Aan hulle wat in sy naam glo. Want nie uit bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. Want die woord het vlees geword en het onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou. 'n Heerlikheid soos van die eersgeborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Ek nooi die manne wat kan om te staan, die dames kan maar bly sit en dan bid ons saam. Here, dankie vir die geleentheid wat ons het om U woord oop te kan maak in hierdie môre, om te weet dat U daarin vir ons elkeen 'n boodskap het. Here, dankie dat ons kan weet dat hier waar ons saam is die Heilige Gees in elkeen van ons harte. Die Heilige Gees is tussen ons, soos wat ons as kinders van U saam is. Die Heilige Gees wat die woord geïnspireer het, is dieselfde Gees wat ons help om die woord te verstaan. En is dieselfde Gees wat ons die krag gee om hierdie woord te gaan uitleef in die wêreld daar buite. Here, daarom vra ons vir U dat U asseblief vir ons sal seën, dat U vir ons die lig helder sal wys, dat ons die lig helder kan skyn. In 'n donker wêreld waar U ons ingestuur het om nie soos die wêreld te wees nie, maar om in die wêreld U lig te wees. En ons vra vir die Here dat U asseblief vir ons sal help. Ons het gesien daar's 'n redelike groot siekelhuis
daar is baie dinge wat gebeur deur die week, van die vakansie Bybelskool tot by die opleiding Saterdag. En ons vra vir die Here dat U asseblief by al hierdie aktiwiteite betrokke sal wees. En dat U ons in staat sal stel, en dat U ons sal lei. En ons vra vir U, Here, dat mense buite in die wêreld wat nog besig is om weg van die evangelie af te skram, dat U hulle harte sal sag maak. Dat U vir ons 'n geleentheid sal gee om in hulle lewe in te tree en die lig van Jesus te wys. En daarom vra ons vir die Here dat U hierdie gemeente, daai stad op die berg sal maak, wat sy lig verskyn, wat mense van ver af sal sien en sal sê, hier is 'n gemeente waar die Here gedien word. Hier is 'n gemeente waar heiligheid beoefen word. Hier is 'n gemeente waar ons gered kan word. Amen. As teks van oordenking wil ek hier teruglei na vers 6 toe waar daar staan: Daar was 'n man van God gestuur, wie se naam Johannes was. En as tema wil ek vir u die gedagte voorhou: God stuur jou om die lig te dra. En hier gebruik ek juis nie die formele u wat mooier klink nie, want ek wil hê dit moet daai duidelike, persoonlike, dit is ek. Elkeen van u wat vanmôre hier sit en sê u is gered, u het 'n getuienis van bekering. Dit is vir jou wat die Here stuur om die evangelie uit te dra. Ons kan deur die oordrag van wie gestuur word. Want Jesus is die hoogste gestuurde. Hy is God wat uit die hemel uit aarde toe gekom het om homself aan ons te openbaar, om sy boodskap met ons te deel, sodat die wat in hom glo gered kan word. En hier binne is baie belangrike idees vir ons, wat al die soeke van die mense antwoord. Want wat soek mense vandag? Mense soek 'n doel. Mense soek rede. En mense soek 'n plek om te behoort. En hier kom Jesus. Hy is die woord, hy is die Griekse logos, en daar is ure se filosofie wat daarmee saamgaan. Maar selfs die sekulêre wêreld vandag nog gebruik hierdie woord logos om na die doel van die lewe te verwys. Hierdie doel waarna jy soek is Jesus. As 'n mens kom na die woord verligting self, dan is dit 'n woord wat ons in die kerk nie baie lief voor is nie. Want ons is deur die verligtingstydperk, hierdie wetenskaplike revolusie, waar mense nou so slim geraak het dat ons is te verlig om hierdie godsdienstige goeters te glo. Nee, hierdie lig, hierdie kennis, hierdie waarheid na die wêreld soek, dit is Jesus. En in die ooste word hierdie woord verligting gebruik vir allerhande snaakse dinge wat mense bereik deur meditasie, om een te word met die heelal en om een te word met niks, of om nirvana te bereik, of om een te word met Brahma. En jong, as 'n mens eers met daai ouens begin praat, dan kom 'n mens agter, hulle self weet eintlik nie wat hierdie dinge wys waarvan hulle praat nie. Maar die lig waarna jy soek om jy een te word, die lig waarna jy soek om hierdie verhouding te hê, dit is Jesus. Hy het in die wêreld ingekom om homself te openbaar. En hierdie lig het mense gestuur om van hom te getuig. Johannes die Doper was geroep om die weg voor te berei vir Jesus, om die lig te skyn, om van die lig te getuig. En die Bybel maak dit baie duidelik dat hy nie die lig was nie, hy het getuig van die lig. Op dieselfde manier stuur die Here ons in die wêreld in en sê, gaan dra my lig. Gaan verkondig die boodskap. Nie omdat ons die lig is nie, omdat ons mense na die lig toe wys. Kom ons lees weer vers 7. Hy het tot 'n getuienis gekom om van die lig te getuig, sodat almal deur hom sou glo. Hier wil ek met u deel, jy word gestuur om van die lig te getuig, omdat die Here jou
verlig het. En hier begin mens al klaar sien dat daar moeilikheid kom met die evangelie in teologiese kringe. Want sodra mens oor Johannes die Doper begin praat, gaan baie mense uitwys, maar sien Johannes die Doper het voor hy al gebore is die Heilige Gees ontvang. Hy was voor sy geboorte al uitverkies om die boodskap te verkondig. En daar sal 'n mens in baie kerke vind dat ouens net hier begin teen die evangelie draai en sê, sien, Johannes was uitgekies. Wat hierdie ouens vergeet is hoe die Heilige Gees gewerk het in die Ou Testament. In die Ou Testament was almal nie verseël met die Heilige Gees nie. Gelowiges het nie die Heilige Gees ontvang nie. Die Heilige Gees het net gekom soos wat hy nodig is om 'n spesifieke taak te verrig. Dit beteken nie jy was gered nie. En Johannes die Doper, tegnies nog 'n Ou Testament profeet, het die Heilige Gees ontvang om 'n taak te verrig. Hy was gekies om 'n ding te doen. Presies wat uitverkiesing vandag nog in die Nuwe Testament beteken. Uitgekies om iets te doen, uitgekies om heilig te wees. Johannes moes nog steeds in Jesus geglo het om gered te word. En daarom het hy tot 'n getuienis gekom. En daar was 'n dag wat die lig van die Here in sy hart ingeskyn het. En hy verlig was en hy die boodskap verstaan het en hy die boodskap aangeneem het en die boodskap geglo het en begin het om die boodskap uit te dra. En dis presies dieselfde vir ons. Want die Here weet van die begin van die wêreld af, nog voor die begin van die wêreld, wie in hom gaan glo. Hy het voor die grondlegging van die wêreld vir ons alreeds 'n taak voorgeskryf. Daai liefde en goeie werke wat ons moet uitleef. Maar dit beteken nie dat die Here vir ons red nie, of vir ons bekeer nie. Hy skyn sy lig een of ander tyd in ons harte. Ons moet die lig aanvaar. Ons glo die lig. En daarom elkeen van ons wat se name in die Here se handpalm gegraveer is. Ons was duister. Ons het die lig van Jesus gesien. Ons het deel geword van die lig. En nou skyn ons die lig. En ek wil u motiveer om daai getuienis wat u het, baie vas te maak. Oefen hom. Leer hom ken. Wees gereed om daai getuienis van wat die Here in my lewe gedoen het met mense te deel. Want dit is die eerste ding wat in die wêreld aangeval word. Dit is die eerste ding wat mense probeer toesmeer. Hulle probeer om jou getuienis stil te maak. So om daai lig te begin skyn, om daai vuur warm aan te steek, maak u getuienis vas. Niemand anders het u getuienis nie. Jesus red almal, maar net u kom van waar af u was. Net u beweeg in die wêreld waar u is. En net u kan die boodskap deel, soos wat die Here met u werk. En daarom wil ons nou weer vers 7 lees. Want daar staan, hy het tot 'n getuienis gekom om van die lig te getuig. En hierdie gedagte, God stuur jou om die lig te dra, om te getuig van die lig. Sien, Johannes die Doper was volgens die Ou Testament hierdie stem van Elia wat uitroep in die woestyn. Maak die paaie gereed. Berei julleself voor, want die Messias is op pad. Hy het 'n profetiese bediening gehad. Hy het die koms van Jesus aangekondig. Hy het die wêreld en spesifiek die volk Israel voorberei om Jesus te ontmoet. Ons wat verlig is deur Jesus se lig, skyn dieselfde lig. Ons verkondig nog steeds dieselfde boodskap. Want ja, Jesus het gekom, maar Jesus kom weer. En soos Openbaring sê, die Gees en die bruid roep, kom. Ons roep saam met die Heilige Gees, berei julle voor om Jesus te ontmoet.
Dinge gaan nie vir altyd aangaan soos wat dit op die oomblik is nie. Daar kom 'n dag wat alles gaan verander. En nou kyk, as ons eerlik is, daai versoeking om iets meer te soek, iets diepers, weet soos wat die wêreld verligting gebruik, om meer lig te soek, is groot. Want 'n mens loop nie lank die Christelike pad nie, aankom hierdie versoeking aan jou hartsteer klop, wat vir jou sê, maar hierdie boodskap raak nou vervelig. Almal ken hierdie boodskap. Mense is nie lank besig om die evangelie te verkondig nie, voordat 'n mens begin voel, maar niemand luister nie. Niemand gee om nie. Moet 'n bietjie iets anders soek om met mense te deel, om mense se aandag te vang. Nee. Dit is wanneer 'n mens begin betrokke raak met duisternis. Sodra 'n mens iets meer begin soek, 'n meer helder lig, 'n dieper lig, mis jy die punt heeltemal. Ons dra die lig van Jesus uit. Jesus is die lig. En hy gee vir ons sy gees om daai boodskap uit te dra. Nou dink daaraan. Hierdie patroon wat ek al reeds voorheen gewys het. Jesus as die lig kom in die duister wêreld in. Hy skyn sy lig in jou hart. Jy glo hierdie lig, jy word oortuig van die lig, jou duisternis word weggeneem, jy word nou verlig. En dan saam met hierdie lig ontvang ons die Heilige Gees, sodat ons deur die krag van die Heilige Gees die lig kan skyn. Nou sê vir my, waar in hierdie proses is daar enige menslike slimmigheid betrokke? Waar is al daai menslike planne en programme wat ons so baie keer probeer optrek? Al hierdie filosofieboeke wat ons jare aan kan bestudeer. Dis nie daar nie. Dis Jesus. Dis sy lig. Ons verkondig hom, niks anders nie. Ons kan vir baie jare baie goeders bestudeer sonder om ooit by die lig uit te kom. Maar net so kan 'n ongeskoelde persoon wat niks weet nie, die lig van Jesus ontvang. En die lig helder skyn, omdat dit net daai een getuienis. Kyk wat het die Here in my lewe gedoen. Daar is Jesus. Hy het vir jou ook gesterf. Glo in hom. Dit is die lig wat ons verkondig. Weer terug na vers 7 vir die laaste keer. Hy het tot 'n getuienis gekom om van die lig te getuig, sodat almal deur hom sou glo. Sodat almal deur hom sou glo. So jy word in die wêreld ingestuur. Jy word gestuur om van die lig te getuig. Om die wêreld te bereik. Daar is 'n doel hieraan. Net soos wat Johannes die weg vir die Messias voorberei het. En hy die voorreg gehad het om Jesus te doop en na hom toe te wys en sê, daar is die lam van God wat die sondes van die wêreld gaan wegneem. Net so het ons ook die voorreg dat Jesus het op 'n tyd in ons harte in die lig geskyn. Ons het die lig gesien. En ons weet die Here skyn nog steeds sy lig in ander mense se harte. Dis die Heilige Gees wat mense trek. Dit is die Here wat mense na hom toe bring. En ons wys vir mense, daai lig wat in jou hart inskyn word, en jy besig is om te stry. Dit is Jesus. Glo in hom. Bekeer jouself tot hom. Aanvaar daai lig. Moenie langer in duisternis leef nie. Jesus stuur ons in die wêreld in om die lig te skyn met 'n doel om 'n lig te wees wat die duisternis van die wêreld verlig. Ons doel is om mense te bereik. Ons doel is nie net om onsself vol van die woord van die Here te maak. En dan word ons so helder lig as moontlik. En dan gaan sit ons iewers in 'n hoekie op ons eie weggesteek waar die wêreld nie daai lig kan sien. Die Here roep ons om mense te bereik, om in die wêreld in te beweeg, om dinge te gaan doen. En daarom gaan ons elke geleentheid soek om van die Here te getuig. Want dit is ons doel. Dit is wat ons veronderstel is om te doen. Ons moet die lig dra. Ons moet mense bereik met die evangelie.
Daar is nie 'n stil sit en niks doen in die Christelike lewe nie. Dit is gaan doen, gaan skyn. Deur hierdie week gaan die VBS met baie kinders praat. U gaan by u werk waarmee u met u alledaagse lewe besig is, met mense in kontak kom. Deel die evangelie. Bid ook. Bid vir die VBS dat die lig daardeur sal skyn. Bid vir mekaar waar ons in die wêreld beweeg. Bid vir u self. Want dit klink maklik, gaan wees 'n lig in die wêreld. Maar leef u dit. Bid dat die Here u lippe sal seën, dat u op die regte tyd met die regte mense sal praat. Skerp u self in met die woord. Nou reeds gesê, ons vul nie onsself met die woord net om mooi te lyk, net om mooi ligte te wees nie. Ons vul onsself met die woord, ons skerp onsself in, sodat ons die evangelie so effektief moontlik kan verkondig, sodat ons die lig kan skyn in die donker wêreld. Want Jesus kom weer. En die wat in duisternis is, gaan 'n baie groot probleem hê. En u blye boodskap aan hulle is, julle hoef nie dood te gaan in daai duisternis om in die ewige duisternis te beland nie. Jesus skyn nou sy lig in jou hart in, sodat jy deel kan word van sy lig en vir ewigheid saam met hom in sy lig kan leef. Maar nou kom ons by vers 8. Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Hierdie 'n belangrike een. God stuur jou om die lig te dra. Maar jy is nie die lig nie. En hierdie sien mense al klaar begin gebeur in die Nuwe Testament tydperk. Dit is nou nie opgeteken in die Nuwe Testament nie, maar as mens na vroeë kerkgeskrifte gaan kyk, was daar 'n groep mense gewees wat gesê het, ons glo in Johannes. Ons weet nou nie so mooi van hierdie Jesus ou nie, ons hou nie eintlik van hom nie, maar ons glo Johannes. En jy het volgelinge van Johannes gehad, en hulle het 'n gnostiese groep geword, wat die evangelie van Johannes die Doper geglo het. En aan die ander kant het mens weer wat wel vir ons duidelik opgeteken is, ouens soos Apollos gehad, wat die evangelie van Johannes geken het, wat gered is, wat werklik in God vertrou het om hom te red, maar hy het nog nie die boodskap van Jesus geken nie. Hy was eenkant geneem, hy was die evangelie geleer, en hy kon sy lig nog meer helder, nog meer effektief in die wêreld skyn. En hier wil ek ook net begin met, daar is twee groepe mense wat die evangelie verkeerd verkondig. Ons het daai mense wat kies om Jesus te ignoreer vir iets anders, vir mense. En dan is daar ouens wat net nie iets reg verstaan. Hierdie mense wat kies om nie die evangelie te glo nie, om iets anders in die lig van Jesus se plek te sit. Daai mense verwerp ons, want dis duisternis. Hulle hou 'n boodskap van mense voor. Maar ons is ouens wat die lig skyn, maar hulle het iets verkeerd. Neem hulle eenkant. Wys vir hulle die waarheid. 'n Neigtheid wat ons in ons dag het as iemand iets verkeerd doen is, dis baie publiek. Ons sal in die publiek vir mekaar sê hoe verkeerd die ander persoon is, of ons sal op die internet klim en allerhande goeters skryf. Nee, neem die persoon eenkant, leer hulle, wys hulle die lig, wys hulle die volheid van Jesus, sodat hulle die lig meer effektief kan skyn. Hanteer mense soos wat jy hanteer wil word, want almal van ons het iets verkeerd. Dit is onmoontlik dat iemand kan sê, ek verstaan 100% wat hier binne staan. Ek kan 100% die boodskap suiwer oordra, asof dit van God self se lippe afkom. Want ons aanbid 'n God wat bo menslike verstaan is, met 'n plan bo menslike verstaan. En hierdie woord is so diep, dat die kerk het hom nou al vir 2000 jaar toegewy, om hierdie boek te bestudeer. Ons het nog nie eens die volle dieptes daarvan gedelf nie. So, ons het elkeen iewers iets verkeerd.
Wil ons hê iemand moet ons in die publiek sê hoe sleg ons is of op die internet klim of met ons beklei? Nee. Vat my een kant. Wys my waar ek verkeerd is. Leer my hoe om die boodskap reg oor te dra, dat ek dit nog beter kan doen. Hanteer ander mense soos wat jy hanteer wil word. En nou sit ook baie mense, glo ek, in Johannes die Doper se tyd. En selfs by die apostels het gesê, ja, daar is die mense wat gestuur is om die evangelie te gaan verkondig. Dis nie my werk nie. Net so vandag is daar baie mense wat vir die dominee wil sê is dominee se werk. Of vir die kerkraad, nee, dis julle werk om die evangelie te gaan verkondig. Weet, ek het al gehoor dat mense sê, ons betaal die dominee salaris. Hoekom moet ek nou die werk gaan doen? Hy moet ook werk vir sy geld. Wat? Ja, dis waar, halfpad, hy moet werk vir sy geld, hy moet die evangelie verkondig. Maar is ook jou werk. Jy kan nie jou verantwoordelikheid skuif op iemand anders nie. En dit is maklik om hy verantwoordelikheid skuif te doen. Dit is maklik om net vir mense kerk toe te nooi om die evangelie te hoor. En ek dink dominee sal saam my stem, dit is maklik om hier te staan en die evangelie te verkondig. Maar gaan daar buite in die wêreld in, waar mense in die duisternis is, waar mense met jou gaan stry en beklei, waar mense openlik in jou gesig jou boodskap gaan verwerp, dan raak dit iets anders. Dit is eintlik waar dit moeilik is om die evangelie te gaan verkondig. Hier waar ons saam is, getuig ons almal dat ons dien saam die Here. Ons glo al klaar dieselfde boodskap. Ons mik vir daai selfde doel. Ons is verlig met dieselfde lig. Maar daar buite is dit nie so nie. Dis die harde werk. Dit is die werk wat ons wil vermy. Wanneer ons by daai hekke uitry om die evangelie te gaan verkondig. Maar dit is die verantwoordelikheid wat die Here op elkeen van ons sit. Gaan die wêreld in. En daai woordjie gaan. Ek moet hier 'n bietjie bieg as iemand wat baie in die sending is en baie lief is vir die sending. Ons wil altyd vir mense hier sê, weet, gaan na al hierdie plekke toe. Maar die oorspronklike in die Grieks is dit soos wat jy gaan. Soos wat jy leef. Soos wat jy jou inkopies gaan doen. Soos wat jy by die werk is. Verkondig die evangelie. Oral waar jy gaan. Gaan verkondig die evangelie. Dit is die opdrag aan ons. Jy hoef nie China of Noord-Korea toe te gaan nie. Ons is 'n paar sendlinge hier in die gemeente vanoggend. So as u wil gaan, kom praat met ons sal jou baie graag daar wil kry. Ons sal vir jou al die regte mense in kontak mee sit. Maar elkeen van ons het die opdrag. Gaan verkondig daar waar jy al klaar is. Daar waar jy in jou huis is. Verkondig die evangelie. Moet nie na mense toe wys nie. Moet nie na die kerk toe wys nie. Ja, ons nooi mense saam kerk toe, sodat hulle die lig kan sien. Niks fout daarmee nie. Ja, ons hou daarvan om met ons dominee te praat en sê, kyk wat so 'n wonderlike persoon is hy. Maar ons moet onthou, die kerk en die dominee is nie die lig nie. Hulle is ook maar net getuienisse. Die dominee getuig maar net van die lig. Die kerk is maar net 'n instansie wat gebou is om ons wat van die lig getuig te ondersteun, te organiseer, sodat ons meer effektief die lig in die wêreld in kan uitdra. Gaan verkondig die lig. Maar moet nooit daai fout maak om te dink, ek is nou hierdie belangrike persoon wat in die wêreld ingaan. En ek gaan die wêreld oortuig. En ek gaan vir mense wys wat is die waarheid. En ek gaan mense se lewens verander nie. Dis duisternis. Dit is jouself. Dit is jou eie boodskap. Dit is nie wat die Here vir ons uitstuur om te gaan doen nie. Die Here stuur ons uit om daar in die donker plekke te gaan staan, die lig te skyn na Jesus toe as die ware lig, sodat mense deur Jesus verlig kan word. Want ja, ons skyn die lig in die wêreld, maar ons moet ook erken daar's baie duisternis nog steeds in ons. Dis kom ons nog steeds heiligmaking nodig het. As u my lewe gaan volg, gaan daar baie duisternis in my lewe wees wat u absoluut gaan vernietig.
wat u geestelik kan verwoes. Moenie na my luister om my boodskap te hoor nie. Kyk na Jesus. Hy is die lig. Hy is die een wat gevolg moet word. Hy is die een wat u nodig het. En elkeen van u moet dit erken daar waar u die lig skyn in die wêreld. Net omdat ek kan sê, my lewe is nou nie so perfek, so mooi soos wat dit veronderstel is om te wees nie. En daarom gaan ek nie die lig skyn nie. Nee man. Die Here gebruik juis vir jou as 'n swak persoon. Die Here het juis vir jou getuienis gegee. Kyk hoe die Here jou gered uit jou sonde uit. Kyk hoe is die Here nog steeds met jou besig om jou te vorm, om met jou 'n pad te stap. Totdat jy eendag volmaak saam met hom is. Dit is u getuienis. Dit is eintlik die lig van u lewe. Dit is daai kosbare boodskap wat in gekraakte potte is. Kyk wat het die Here vir my gedoen. Hy kan dieselfde vir jou doen. Nie omdat ek iets besonders is nie, maar omdat hy die lig is. Omdat hy die een is wat 'n mens kan verander. En nou dit is maklik om te sê, ek dra die lig. Ons kan maklik vir mekaar oortuig dat ons mooi Christene is wat die evangelie in die wêreld verkondig. Maar kom ons kry daai mense wat saam met ons bly. Kom ons kry daai mense wat saam met ons werk. En ons sit hulle hier voor. En ons vra vir hulle, hoe lyk hierdie persoon se lewe? Dra hierdie persoon die lig uit of is hulle duisternis? Dat hulle getuig van hoe ons woorde klink. Dan kan die prentjie vinnig verander. Gaan verkondig die evangelie. God stuur jou. Elke een van u. Elke liewe kind van die Here. God stuur jou. Gaan dra die lig uit. Deur sy krag, sy boodskap, sy getuienis. Sodat hy mense kan red. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons as u kinders kan getuig dat u ons gered het, dat ons deel kan wees van u wonderlike liggaam, van u wonderlike huis. Ons sê vir u dankie, Here, dat u deur u Gees met elkeen van ons betrokke is. En ons sê vir u dankie vir die groot wonderlike opdrag wat u vir ons gegee het om die lig te skyn tot in die uithoeke van die wêreld. Here, ons moet erken dit is moeilik. Ons moet erken ons kry dit nie altyd reg nie. Maar ons sê vir u dankie dat u is die lig, nie ek nie. En ons vra vir die Here dat u ons in staat sal stel om gehoorsaam te leef aan u, getrou die lig uit te dra, om u boodskap te gaan verkondig. En ons vra vir u dat u ons saam met ons deur die week sal wees, dat u ons sal deurdra, dat u ons sal versorg, dat u ons sal beskerm, dat u ons sal lei tot waar ons weer hier saamkom om u te aanbid. Amen. Kom ons staan, dan sing ons saam deur grond my hart. Kom ons bid om die seën van die Here. Mag nou die liefde van God, onze Vader,
die genade van ons Here Jesus Christus en die teere opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen wees. Amen.